wat in my huis gebeur. Erik vertel sommer die storie van sy seun toe hy 14 jaar oud is, toe kom hy by hom en hy sê, papa, ek wil by Pelle hierdie en hierdie fliek gaan kyk. En sy pa sê, vloek hulle die fliek? Ja, papa, net 1 of 2 keer. Hy sê, misbruik hulle die Here se naam? Ja, papa, net 1 of 2 keer. Hy sê, nee, jy kan nie gaan. Of ja, net 'n bietjie. Hy sê, ja, nee, jy kan nie gaan. Nou roei hy met sy pa, maar papa, al my ander pelle gaan. Ons sal vroeg by die huis wees, hele keer moes hy verskoon wees. En hy vra vir sy seun, wil jy 'n glas kook hê? Ja, papa, asseblief. En hy gooi 2 glase kook en hy vat 'n blikkie bloem wat daar staan en hy spuit dit op 'n teelepel en hy roer dit in die 1 glas kook. Maar hy maak seker sy seun sien dit. Ja. En hy sê, is dit? Hy sê, nee papa, ek wil nie dat kook drink. Hoekom nie? Nee, want hy skif het. Hy sê, maar net 'n bietjie. En toe aanvaar hy gaan hierdie fliek kyk. En sy sussie, paar jaar later, het ook 'n argument en ek dink dit gaan oor inkomtyd wat sy wil uitgaan. Selfde, Erik vra, sussie, af jy kook nie. Nou loop die broer verby, hy sê, jy gaan hy fight verloor, want hy weet wat kom, so, net 'n bietjie, en dis net hy bietjie, en dis hoekom ons sê, 'n pa moet die vlag plant, 'n pa stel die voorbeeld. Dieselfde Erik vertel dat as sy vrou en sy dogter gaan shopping doen, vir klere, dan moet hulle huis toe kom, en dan moet sy dogter vir haar pa die klere aanpas, wat mamma nou gekoop het vir my. Dan sal hy besluit, of daai rokkie te kort is, of te lank is, of daai toppie te laag, sy hals te laag is, hy besluit. Want sy redenasie is, ek gaan nie toelaat, dat 'n ander man na my dogter kyk, met sy oë, as sy so lyk. Van vandag, toe julle groot geword het, moet meisiekinders aangetrek. Kyk vandag loop hulle in die publiek rond. Dit is... Jy kan nie so. As ek net daar kan inkom, dat my onmiddellik dink, toe nou die aanhaling inbring, is dat nie dat ons nou oud is, maar ek weet die jongerspan. Jy moet vir hulle sê, en ek is lief vir die tekst in die Bybel, sê, eerder wat er in die moeder, so dat jy daarvan het. Maar daar voel ons nog by, dat voel ek by. Dan sit ek vir die volgende jaar, sit ek die oom en die auntie wat jy nie noodwendig ken, sit ek dan by. Jy moet hulle ook eer, die oom wat jy nie staat sien, die auntie wat jy, dis is die grote sak, dan jy ook eer. Want dis, in Engels sê dit is no use. Ek eer met oors by die huis, maar respekteer hulle, maar as ek ons Jannes dan begin in die straat krijg, dan is het so wielig soos môre die hele dag. Of ek draai die 2 net om. Ek respekteer vir hulle 2 buitekant, maar as ek by die huis kom, dan sit die duivel op self. Maar wat ek nou moet byvoeg is dat, hulle sê ons, is jy nie oorteken. Ons praat van die klere, ons is nog ons tyd en ons tyd nog aan die beginsel die veiligheid self. As ek nou van myself voorbeeld kan maak, as ek 'n aantreklike jong dame sien en sy is aangetrek wat my kop 2 keer gaan laat draai of 2 keer na rigting gaan laat kyk, dan sê hulle vir jou, maar as jy nie ook die oos kan aantrek soos ons wil, hulle soek nou die aandag, nou op die lig, ek noem het altyd die lig moet op hulle skien, en ons kan sien wat gebeur, en ek dink, ons moet nie, ons moet nie toelaat, dat hy jong kan vir ons anders wil oortuig, en sê nee, as ek nie oortuig, ek kan nou hier nie, dat hulle moet net tot by die punt kom en verstaan, die duivel kom, my sê mens nie oor,
So die wil kom deur daai persoon. As jy maar na jy soos jy maar soos jy pa sê, hoe moet jy aantrek? Trek aan wat jy voel is. Trek aan wat jy voel. Jy vandag voel jy wil net 'n tyd aantrek en jy rompie wat of 'n t-shirt wat jy aan het, so jy moet trek dit so aan en ek dink ons moet nie ophou om ons kinders aan te spreek seer. Moenie want dit maak dat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hulle redeneer so, né? Ja. Maar hulle sal nie besef, maar in die ou dae was daar nie so baie verkrachtings nie. Precies. Dit sal hulle wel weet nie. Precies. Hulle sal weet van daai klere was oudtyds, oude dood, het hulle gesê, en dan, ons wil so aantrek, maar dit kan nie aan daai goed nie. Die gevolge van daai aantrek, hoe dit ons samelewing gemaak. Kan ek nog net byvoeg as jy kan sê klaar. Ja. Iemand het net oor die windplaas, nooit gesê die meneer kaptein, die windplaas is met tats in nou hier het sal en is goed, baie dankie daarvoor. Ons sê vir almal wat bygetrek het wat die rolspelers, baie dankie vir dit help nie vir die werklose persoon wat die projek het. Maar ongelukkig is die nadeel ook by. Die nadeel loop ons nie apart, hy loop saam. En ek moet dit ongelukkig noem, die ons baie ander werkers van ander lande, ander dorpe of ander provinsies wat ook by die windplaas werk. Ek sien hulle het 'n tendens waar hulle as my dogter of Adam of suster gelandse dogter in die straat kom afstap, dan het hy werker 'n tendensie volg hulle dan. Nou, jy moet ongelukkig moet jy nou verby die persoon stap om iewers op pad waartoe jy moet gaan. Seker 9, 10 gevalle waar hy werker jou dogter gaan agterna. Of jy nou jou dogter ken al dan nie. Hy kyk agterna en hy kyk met rede. Ja. Hy voel dit goed. Want net môre dan sien jy dieselfde gesig wat jy nou gister gesien het. Hier kyk jy nie meer. Hy kyk nie net. Hy is nou uit na nader toe staan. Hy kom praat en nou oor die gegaan, hy praat saam. En dan 2 dae of 3 dae later, dan sien jy dan staan hulle twee nog agter. So is doodreg. En ek dink ons, soos ek sê, ons moet nie ophou om daai spreek om aan te praat aan oor vervelende stories. Maar baie dankie. Ik zeg altijd, die wereld is wat het is vandaag. Want die paans, they've lost their position in the home. En het is een positie verloor in die gesin. Nou luister die kinders ook nie weer na die paans. Nou omdat die pa ook nie altyd daar is. Nou kom boelie die kinders van vandaag, boelie die ouders. Die ouders is van vandaag is bang om met hulle kinders te praat. Maar as die pa nog daar gewees het, soos die Here gesê het, die man is die hoof van die huis. Ja. As hulle daai kan terugkom, want dit is nou weg, hulle moet terugkom en daai plek behou, dan gaan die wêreld terugkom. It's funny, Gladys, ja. Ek sien dit so, as ons teruggaan na die tuin van Eden toe, né? Toe Eva gevat het, God gepraat het, waar was Adam? Reg langs haar. But he was actually absent already. So we as men, as ek die Afrikaanse woord kan, ons het ons posisie geabdikeer. Our kingship that God has given us in the house, we gave it away. And that's what we're battling with. Vroeg toe ons met die bid en beweeg begin het ons geprobeer vasstel wat is die probleem. En het dit toe op 'n dag geopper dat dit gaan oor identiteitsloosheid. Mense het nie meer identiteit nie en
dis waar die vader ding baie belangrik is, want ons skryf ons identiteit uit ons vader uit. Dinge is waar ons regtig 'n vader het en waar ons die ware identiteit kry, is nou by die Here Jesus Christus uit. En ek wil nou maar net aansien, en daarom is ek ook vandag weer hier om te luister, want ek leer aan mekaar uit my era, en ek en Maatjie het baie keer daaroor gepraat, as hulle by die skool sê, daar's 'n toer, dan het jy nie 'n hand opgesteek en gesê, ja, ek is in. Ek het eers by die uitgang gevra van my ma en my pa, en het my pa gesê het, nee. Kon die hele skool op sy kop gestaan het, en die minister kan ook maar gekom het, dis nie. Vandag vorm die sosiale media en die maats en die skool, hulle sê ja, en pa moet nou maar, maak nie saak of hy nou moet steel, leen, bek of borrow nie, maar hy moet by wees, en dit is die tendense verskuif het, en dit is waar ons nou eindig, waar ons nou is, wat jou dokter nie wil aantrek, wat jy sê, sy moet aantrek nie, maar daar was nie in ons huishouding 'n ding gewees, want jy trek nie betamelik aan nie, jy sal dit net eenvoudig gedoen het, ons seuns ook gegee, soos onder andere, Anne in 'n broekzak. Jy sal nie met Anne in 'n broekzak, dit is 'n groot mens, al is hulle in 'n plek waar jy vingers ys aan het, dan jy moet jou uitvingers gestaan het, maar jy sal nie dit doen nie. En as daar 'n groot mens aankom, het jy nie teen 'n muur gelê nie, jy het regop gestaan. En die waarde het maar verdwyn, maar die angs van 'n sterk huishouding afgekom. Soms is so, Dominikies, onthou jy in die weermag, moes ons as soldate, as 'n verwagtende vrou verby jou staan, moes ons daar gesalieer het. Ja. Ja. Ons het verwagtend. So dis net die respek wat daar was. Verlewering, ja. Dit julle predikante lieg. Geweldig. Dit is seker die goeie is, maar Ek vra nou spesifiek die vraag wat ek wil dit vertel van, dieselfde Erik is 'n NG predikant. Hy het 'n gemeente gehad, hy het sendingwerk gedoen, voor hy voltyds betrokke geraak het by die World Beach Vader. En hy is mal oor visvang. En hy en die familie gaan en hulle gaan hou vakansie in Struisbaai. En die plek wat hulle huur is 'n woonstel in Struisbaai. Daar's nie plek om die boot te parkeer nie. So nou is hier 3 km buitekant die dorp, is daar 'n skuur waar almal hulle bote kan parkeer, maar jy betaal nou 'n fooi om jou boot te parkeer, X bedrag per dag wat die boot daar staan, maar jy het nou toegang tot vars water, wat jy nou jou boot kan afspuit en alles. En toe hy nou my Struisbaai inkom, en toe loop die vis. Nou is daar nie tyd vir niks nie. So hak die boot 3 uur soggens, en dan bring hulle hom terug, en dan sal sy vrou sê, onthou, bring nou sommer van die vis, ons kry mense, moet nou nie te lang draai nie. En so parkeer hy sy boot daar in. Hier by die tweede dag, toe vra 'n vrou daar vir hom, meneer, het jy al geregistreer? Hy sê ja. Baie goed. En so begin sy gewete om te pla. En die volgende dag wat hy daar kom, toe is die vrou nie daar nie. En die volgende dag wat hy daar kom, toe val daar weer iets voor, toe is die ry te lank of wat ek al. En toe hy die boot gaan haal na vakansiebaai is, toe sê hy vir sy seun, en sy seun is by, toe hy gesê het, ja, hy het geregistreer. So sy seun het geweet, hy het gelieg. Hy sê vir sy seun, kom stap saam met my, nee papa, ek sien nou lus nie. Hy sê, stap saam met my. Kom maar by die kantoor, wie sit daar? Dieselfde vrou, vir wie hy gesê het, hy het geregistreer. Hy sê vir mevrou, ek is so jammer, ek het vir jou gelieg. Hy sê vrou, ek is 'n NG predikant, en ek het vir jou blaatant gelieg. Sy sê, ja, weet. Hy sê, maar ek bring nou my seun hier saam met jou, want ek wil voor hom regmaak
en sê ek is so jammer, ek het vir jou gelieg, jy kan maar vir my boete ook gee vir dit wat ek moet betaal. Ons almal maak foute. Maak reg op die regte manier, want dit is hoe 'n pa morele autoriteit in die lewe uitleef. Ek gaan soms 'n bietjie fast forward na 'n volgende gedeelte toe. Wat spesifiek handel oor selflose liefde. En ja, hoe gaan ek dit nou verpak? Ek gaan Cassie se storie vertel. Hy sê, en dis seker nou 34 jaar gelede, toe hy vir Jenny gevra het om te trou, toe het sy vir hom 'n vraag gevra. En toe het sy vir hom gevra, Cassie, as ek die dag heeltemal verlang is, sal jy nog lief wees? En daai antwoord het hy gedak en daai. Hy het nooit vir haar geantwoord nie, maar ek wil net gou hier my boekie statistiek uithaal en vir julle te sê, hierso is dit. 92% van vrouens sal vir hulle mans sorg tot die dood. Maar net 64% mans sal vir hulle vrouens sorg tot die dood. Sjoe. Toe is Cassie en Jenny getroud en dit sit heeltyd in sy agterkop. Hy het haar nooit geantwoord nie. Ag, dankie tog. Sy het nooit weer vir hom daarna gevra nie, want hy is dan nog getroud. En hy moet eendag mense toespreek. Hulle is 2 sprekers. En hy praat eerste. En hulle sê vir hom, as jy jou program is vol, jy kan maar gaan. En die ou wat na hom preek is Norman Whitefield. Hy het nog nie hierdie ou gehoor nie, hy gaan ook nou luister na Norman Whitefield. En Norman Whitefield vertel die storie dat met die geboorte van hulle 4de kind is 'n dogter. Staan hy daar en die dogtertjie word gebore en hulle gee die dogtertjie vir hom as die oupa. En hy bid klip, as die pa. En hy bid klip haar. Dankie Here vir 'n perfek geskape dogtertjie. En hulle vat die kind weg en hulle gaan maak skoon en alles. En dan bring die kind vir hom terug. Sê, meneer, ek is baie jammer. Die kind is Down syndroom. Hy sê, die Here sê vir hom, bid daai gebed weer. Sê, kan nie. Die Here sê vir hom, bid daai gebed weer. Jy het hiervoor almal gebid. Bid dit weer. Sy kan nie. Toe hoor hy, toe sê die Heilige Gees vir hom, you're an ugly man. Cassie gaan huis toe. Hy kom by die huis uit. Hy gaan na Jenny toe en hy val op die bed neer. En hy huil soos 'n baba. Hy sê, toe is hulle 30 jaar getroud. Hy sê vir haar, ek is so jammer. Ek het jou nooit opreg liefgehad. Onthou jy wat jy my 30 jaar gelede gevra het? Hy sê, ek het net myself liefgehad. Ek het vandag geleer met Norman Whitefield, die storie wat hy vertel het, dat ek sal jou lief hê, ongeag of jy permanent verlang is. Ek sal jou altyd lief hê. Ek sal jou onvoorwaardelik lief hê. Van daai moment af, en dis nou 14 jaar gelede, Cassie hemel en sy is. Van daai moment af. So, ek maak 'n lang storie kort, daar is ook 'n komiese gedeelte, wat hiervan kan vertel by wyse
van 'n PowerPoint presentation wat hy ook kan doen. Die uiteinde wat ons wil hê met as jy 15 ure van The World Needs a Father bywoon, of dan stop, is om hemel by jou huis te skep. Oom Marcus is my mentor. Ek moes gaan sit en regmaak met René. En ek het 'n brief geskryf, wat ek vir haar jammer gesê, vir dinge wat ek in ons lewe, dinge wat ek in my lewe afgeplaas, wat ons huwelik op die spel geplaas het. En ek het daai selfde brief vir Marcus gestuur. As hier fout is met my, kan ek net vir Marcus sê, sort vir Jochie. En dis die groot gedeelte van om 'n mentor te hê. 'n mentor moet so 10 jaar ouer as jy wees, en dan kan jy, as jy mentees wil hê, moet so 10 jaar jonger as jy wees. En ek praat nou nie van 'n mentorskapprogram in die werk, waar iemand aftree en jy lei iemand van 40 jaar op om by jou oor te neem, en so meer. En dan, wat baie belangrik is, en Flip en Marcus, jy moet help, die table of support. Dis 'n tafel, soos 'n prentjie van 'n tafel, want jy een stoel sit. Oom Marcus sit dan aan 'n stoel van my. Ek het een cross-cultural friend wat aan my tafel sit. En dan het ek accountability partner, iemand aan wie jy accountable is, iemand wat in jou lewe mag inspreek, jou twee. Ja. Jou vriende, as hulle sien jy doen iets verkeerd, dan hulle die reg om met jou te kom praat en sê, jy kan nie dit doen nie, net om na jou in terug te kom, oor die cross-cultural friend, dat kan of in ons geval 'n kleurling man wees of 'n swart man wees. So as Oom Marcus hoor ek praat van 'n lelike woord teenoor my werkers, en dan kan hy na my cross-cultural vriend toe gaan en sê, luister, Piet, ek het gehoor Flip praat met sy werkers op 'n baie lelike manier. Wil jy nou net gaan aanpraat, en ek dink hy verstaan die kultuur so lekker. So ons almal sit in 'n situasie waar ons nie altyd noodwendig die swart kultuur, die bruin kultuur, ons verstaan dit nie. So daai moet dan help, en dan aan dieselfde tafel moet daar 'n familielid sit van jou aan dieselfde tafel om ook as 'n familie in jou lewe in te spreek. En dan het jy ook mentees, iemand vir wie jy ons nou mentor soos jy het gesê. En dan is daar 'n validator. Dis iemand wat in jou lewe sien, dat jy 'n roeping het, dat jy jou roeping vervul, en hy wil graag met jou roeping aangaan na jy dood is, of lang na jy dood is. Die sogenaamde validator. Met dit as agtergrond. So ons die mans, ons moet die patterns hê. Ons moet soos hy ook die denkbeeldige tafel vorm, en dan moet manne wees wat in my lewe inspreek. Ek het vanoggend vir hulle vertel as 'n afgetrede predikant by ons op die dorp. Hy het vir jare lank in Namibië gewerk met die Bushmans. En in die Bushman taal en die Bushman kultuur is daar nie 'n woord soos 'n disipel of 'n disipelmaker nie. En hy lang probeer sukkel, hoe verduidelik hy nou dit vir hulle? Want daar is nie 'n woord nie, hoe verduidelik hy dit vir hulle? Toe kom die een Bushman een oggend aan toe sê hy het hulle dit gekry. Hulle het 'n woord gekry. Spoorsnyer vir Jesus. Dit is baie goeie spoorsnyers, né? En hy vra toe vir hom, "Oké, verduidelik vir my hoekom jy daar werk." Hy sê, "Nee, hy het begin vertel, ek het ondervinding daarvan in die weermag van spoorsnyers, heel dag spoorsny. Hoe 'n Bushman op 'n spoor hardloop, né? In daai sand, hardloop op die spoor. En iewers verloor hy die spoor, want hy hardloop al vir 3 ure op die spoor, nou verloor hy die spoor. Dan kom 'n ander Bushman, kom saam met hom, kyk op pad, kyk.
En daar het hulle die spoor, daar gaan hulle weer. Daar hardloop hulle weer. Net maar, hardloop hulle oor klipbanke en hulle het weer die spoorweg. En 'n ander busman kom en hulle kyk saam en daar kry hulle die spoor en daar gaan hulle. En dis soos hierdie tafel waarvan ons nog gepraat het, dis die man wat moet sorg dat ek op die regte pad bly in my lewe. Dat ek op die regte pad moet bly. So deel van die naweek is, daar word tyd spandeer aan jou tafel van ondersteuning. Jy word die geleentheid gegee om so 'n bietjie te moet dink. Wie vervul die rol? Wie vervul daai rol? Wie gaan ek vra om daai of die rol te vervul en so voort. Ons sit een Saterdag, ek dink dit was een Saterdag by die huis, en Renet vra vir my, praat Cassie ook so baie oor liefde en respek? Ek sê, ek weet nou nie. Sy bedoel nou met Dad Stop. Ek sê, ek weet nou nie of dit baie is nie. Ek vra hoekom? Sy sê vir my, want Jenny praat baie oor liefde en respek. En toe brei sy so 'n bietjie uit op wat Jenny alles sê en ek is geïnteresseerd daarin en hulle koop vir my vir Vadersdag die boek en die boek se naam is Liefde en Respek. Doen julle self 'n guns en skaf so boeke. Ja, is in Engels ook beskikbaar, maar gelukkig ook 'n Afrikaanse weergawe. Die skrywer is Emerson Eggerichs. Dis dokter. En hy het 'n hele boek geskryf oor Efesiërs 5 vers 33. Ja. Maar handel Efesiërs 5 vers 33 sê, mans, julle moet julle self lief hê. Mans, julle moet julle vrouens lief hê soos julle self. En vrouens, julle moet julle mans respekteer. Nou, ek kan nou nie gedink het dat iemand 'n hele boek kan skryf oor dit. Nou is daar 'n gedeelte vir mans en 'n gedeelte vir vrouens. So, ek lees nou eers die gedeelte vir mans. Waarop dit neerkom is dat mans ervaar liefde as vrouens hulle respekteer. Sy vrou respekteer. Vrouens ervaar liefde as liefde. En dis verskillend, jy moet op inkom. Vir mans beteken liefde respek. As die vrou lief is vir die respek het vir die man, dan sê dit vir die man, maar sy het my lief. Vir vrouens ervaar respek as liefde. As my man wys hy is lief vir my en vir my goed is, dan respekteer hy my. So daai liefde is gelyk aan respek. Liefde vir vrouens of vir die vrou is gelyk aan respek vir die mans. En as dit is nogal 'n eye-opener. As die vrou ervaar dat sy liefde kry, so dit gaan vir 'n vrou swaar wees om 'n man te respekteer. As hy nie vir haar respek, as hy nie aan die liefdestaal praat nie, dan gaan sy nie wil submit nie. Sy gaan nie respek vir daai man hê. Jy gaan nie respek hê vir 'n man wat nie vir jou liefde gee, wat net vir jou skel in als wat sleg is uitmaak. Maar die teenoorgestelde is ook waar. As die vrou nie die man respekteer nie, gaan hy nie vir haar liefde gee nie. En dan is dit dan is dit nie. Hy praat van die bose kringloop. So that's how God had ordained it. He knew when he made us, what is going to please us. He knew what a man needs when he created the man. You know, ons tweede gecreate, toe sien hy, okay, ek het nou jy voet gemaak, so ek het het recht gemaakt. So God never makes a mistake. Hy was in die vraag. Dit is die vraag is, wie moet nou eerste die move maak? Wie moet nou eerste liefde wys of respek wys?
the man Man. is the head of the house, he's the king of his home, he's a priest of his home. So when you show love to the wife, she's automatic. For me, I believe that is automatic. Okay, you get things that are out of it, but it's automatic that you respect your husband. But we just quote that scripture again. Dis Efesiërs 5:33. Wat sê? Mans, julle moet julle Vrouwen vrouens stop net dan. Met wie wil dat eerst gepraat? Niemand. Niemand, hè? Die mans moet die moeite maken. Husband, love yourself. As you love yourself. Nou weet ons. First, love yourself. Nou weet ons die probleem lê by die mans. As die man dit nou nie doen nie, gaan die vrou dit net opvat. As die man dit nooit wil doen, dan bly daai huwelik in hierdie bose kringloop. Ja. Want sonder liefde, sonder respek. So die regte antwoord is, wie dit moet begin, is die een wat die mees begeerige is om dit reg te maak. The most matured one moet die proses begin. Dis irrelevant of die man dit eers doen en of die vrou dit eers doen. Want as die vrou begin respek wys, dan begin die man liefde wys. As die man begin liefde wys, dan begin die vrou. Dis soos 'n kringloop. But in real life, we find girls that are brought up in a nice way. Okay? Then they go and marry a husband that is totally out of it. Okay? And what happens most of the time, die vrou word nou verander. Haar karakter word verander. Maar die man wil nie verander. So die man moet. Die probleem is by die mans. Yes. En dis hoekom Cassie sê is, jy begin met dadstalk. En alle mans wat dadstalk gedoen het, se vrouens kan mother design. Want die mans moet eerste aangespreek word, die mans moet eerste inkoop by die proses. Hoekom nou nie? Hoekom sê dit sê? Wel, sê maar net, dis wat. Nee, maar daar is 'n logiese redenasie daartoe. Hoekom die mans eerste? Ja. Want as die vrouens eerste gaan verander, wat gaan dan weer gebeur? Niks. Nee. Maar wat gaan dan gebeur in die realiteit? Daai huwelik dan gaan weer omgedraai word, né? Die vrou gaan transfer. En van man sê, gaan op daai kursus. Want die vrou gaan 80% van die vrouens gaan dit wil doen, maar dalk 30% van die mans gaan dit wil doen. And then another thing, in die kerk, as a young man, ongeredde meisie vat, dit is maklik vir die meisie om te gered te word. Maar as die meisie wat gered is, en sy vat 'n ongeredde man, God is in come. Jy moet as dit sê. Ek het daai statistieke, maar kan dit nie onthou nie. Dat as 'n ma kerk toe gaan, dan is die kans iets soos 17% dat die kinders eendag gered sal word. As die pa kerk toe gaan, dan is die kans iets soos 67%. Dit mag nou 10 die kant toe of daai kant uit wees, maar dis 'n wesenlike verskil. Ja. En dis presies wat jy nou sê. Ek moet iets sê van die tafel nog, wat ons mans daai tafel het, né? Daar's 'n skrif wat in die woord sê, yster slyp yster. So, wat gebeur as yster teen yster geslyp raak? Ja, but there's something happening there. Daar's goed wat spat. Daar's vysels wat spat, né? Friction. So, baie van ons wil, as ek sê, jy het my dat kant, wil nie praat het, Jochie doen iets verkeerd, dan want ek kom met die rompies, en ek wil vir Jochie smeer met die rompies, né? Dis nie wat die woord sê van yster slyp yster nie. Ek moet gaan weet, as Jochie met my kom praat, gaan hy hard met my praat. Want dit wat ek doen, die vrouens wat ek so in die straat op en kyk, wat hy gesien het, is ons verkeerd. So ons, die normale man wil altyd net rompies smeer aan sy vriend. Want dit is my vriend nie.
So, dis moeilik vir ons as mans. Terwyl ek gepraat het oor koning, priester en profeet, is daar, en dis deel van hoofstuk 5, is daar 8 goed wat uitstaan. En die man moet 8 dinge wees. Hy moet die koning wees, hy moet die warrior wees, hy moet die shepherd wees, hy moet die wyse man wees, hy moet die pastoor wees, hy moet die vitalizer wees, wat Markus net genoem het, hy moet die dienaar wees, en hy moet die bouer wees uitgedruk. Ek het nou sommer direk na Afrikaans te vertaal, soos wat ek dit lees. Ek wil begin afsluit, Flip en oom Markus. Kan ons maar? Kan ek net voordat jy afsluit, laat my dink terwyl ons so lekker praat, my ouma het al gesê en ek glo dit vasstop vir hierdie ding. As 'n bonus, né? As 'n groot bonus as 'n vrou ook ja, tot die bydrae tot die gesin. Maar die een wat moet uitgaan, as jy die een wat moet uitgaan om te gaan werk om terugbring na die stoel, soos in die ou dae, kry die pypakkie, ek bring hom net soos die toe, dan kom die stoel, die vrou die gym net so af, dat tenminste dan verander ons bietjie die manier, ons verander ons. Ons verander ons. So wat het nog iets vroeger gesê van why did this bad things happen, and I don't want to say because Satan came to earth. Wat het jare terug gebeur? Het jy ooit gekry 'n vrou is 'n busdrywer, 'n lorrydrywer? Het ons dit gekry? Het ons ooit gekry of wat 'n beroepe dan nog? Wat vrou nooit gedoen het nie? Hoof van die skool bekend. Hoof van 'n skool. So die wêreld, die duiwel was so slim. Exactly net. So die vroue sit nou in posisies waar hulle die broodwinners is en die man is hierso. Hy verdien baie minder as die vrou. Dis presies wat Satan wil hê. Presies wat hy wil hê om die man te rob van sy posisie. Dis ook nie goed genoeg nie. Nou sê hy vir die man en die vrou, jy weet wat jy is nie. Ja. Ja. Dis eintlik 'n vrou. Dis eintlik 'n man. Dis eintlik 'n vrou. Kyk, as ek ietsie kan aanvul, daar's net een ding wat die wêreld verander, en dis die heerlikheid van die Hemelse Vader. Nee. En 'n man moet die draer van die hemelse heerlikheid wees. Daai invloed, dit verander lewens. Nee. En dit word net bereik deur 'n man wat bereid is om sy lewe neer te lê, om nederig te doen. Deur nederigheid word jy bekleed met die heerlikheid van die Here, en dis die heerlikheid van die Here wat mense se harte verander. Wat vrouens se harte verander, kinders wat opstandig is, te verander daai. Maar ek moet bereid wees om my lewe neer te lê en my te bekleed met Jesus Christus. En dit verander lewens. Ja, ons hoor ook in die woord van sy Vader dat 'n man bepaal die atmosfeer in sy huis. So as hy van die werk af kom en hy klop aan hy deur, wat gebeur binne die huis? Skatter die kinders elkeen in 'n kamer in? Of kom die kinders voordeur toe gehad, papa, sien. Of hartebelkamer, so vlug hulle weg. Ja, was dit by Amos, was ook een van die plaasbediening, ja, ek het daar weer groot betrokken geweest, maar die een van die lesse het oor daai selfe ding gegaan, jy sien sommer as die man by die huis aankom, daar kan jy nie hond en nie, allemaal sketter om. Die hond, sterk dat jy die medewerker. Of dadelik aan die deur oop en kindertjies kom hardloop nader en draadbaar se kosmandjie en die hond se steert en die vrou stoot die ketel op die stoof dat die water kan kook vir 'n vars koffietjie. Maar dit gaan verder en laat jy sien dit nou die fisiese skiet op. Ja, om nie te raak. In die boek en die aanbieding was van die dopamine en ek weet nie wat al hormone is, hoe dit afgeskei raak en onmiddellik as 'n kind in 'n huis onder stres is,
dan is daai kinders geneig om sieker te wees as normale kinders. So die pa is verantwoordelik vir al daai. Sure. Hy is die oorsaak van al daai goed in sy huis. Maar die, Dus oxytocin en serotonine. dankie jou. Ek gaan so net weer 'n storie van Cassie vertel. Toe hy besef dat maar hy stap met verkeerde attitude by die huis, soos Philip nou gepraat het. Toe verander hy. En toe hy inkom en dan kom hy, hallo, papa is by die huis. Loer allemaal net so by die deur uit. Het jou pa gedrink. Wat gaan nou aan? En hy sê dit het 'n tyd gevat. Want nou raak 'n paar skep die atmosfeer. Dit Flip nou sê. En toe raak dit as hulle hom hoor, dan kom hulle almal uitgaan. Hy sê en hy verduidelik so hulle het 'n lang gang gehad waar hulle gebly het. Hy sê daai gang was die cricket pitch. En eers het Jenny gemou, toe sê hy, wat kan op stukken slaan? Die ergste wat kan gaan is hierdie liggaatjies. Hy sê en daai liggaatjie wat is van plastiek, as jy op stukken slaan, kos jou R15 en jy vervang hom. En hy verf, in Desember maand verf hy die gang uit, want die balle maak kolle. Hy sê, nou gang het niks gestaan nie, dit was die cricket pitch. Hy sê, en hulle het selfs day night games gespeel, want die lig in die boog is, en jy kan nie die boogkantje so gaan. En, ja, en as die kleinkinders daar by ons kom kuier, ons het 3, hulle is 'n jaar en 'n half en 3, dan kry hulle almal daar rond, en dis net speelgoed, en dan as jy honde hier tussenin, dan wil ek baie keer geïrriteerd raak, dan besef ek, net sy uitstap. Die kinders speel. Wat is nou, ons pak die man hier die kinders speel, dat die kinders kan welkom voel. Raas. As ons kom nou, as ons weer terugkom na die manskap atmosfeer, kyk bietjie hoe lyk paas. Hoe lyk die gemiddelde paas gesigsuitdrukking? En iemand sê nou dan vir my, ek kan nie onthou wat het ook, en die ou sê vir my, God is in you, but tell it to your face. Tell it to your face. Met jou gesig sê dit nie. Nou, wat ek baie skuldig is, as ek ry by die werk, dan sien ek nog mense wat ek moet bel, dan dink ek bel so lank terwyl ek ry, want dis dan daai 5 minute wat ek het om met iemand te praat. En dan raak die gesprek te lank, nou het ek nog geparkeer, trappe opgestap, nou stap ek by die huis in, met my telefoon. Wat sy boodskap stuur ek vir Renette? Dis nie belangrijk vir my. Weet jy dit? So, so ek is skuldig daaraan, en ek moet 'n intentionele besluit neem. Ek kan dit later doen. Of as dit nie dringend is, kan ek maar moet oorstaan, ek net my reminder opsit om te onthou. Ek net 'n reminder opsit om te onthou daarvan. Marcus, kan ons begin afsluit, maar ek wil begin en ek wil mense op die spot sit en ek gaan by Louis begin om tot by Gloria. Dit is Kan ons afsluit kom maar. So, die vraag is, julle dit nou hoor. Louis, nou kan ek sommer vir jou kyk en dan miskien met die kamera net omdraai as jy die antwoord gee. Die vraag is vir jou, is jy stel jy belang dat fasiliteerders van The World Needs a Father kom en dit vir 'n naweek lank by Sutherland kom aanbied. En dan moet jy commit om nog ten minste 2 mense saam te bring. So, Louis, wat is jou antwoord? Beslis. Ek wil graag
Ek glo dit gaan 'n verandering in my huis ook bring, maar ek wil graag dit sien gebeur in ons dorp. Hier's manne wat ek dink saam met my sal stem. Ons wil dit sien in ons huise. Ons wil dit sien in ander se huise ook. Beslis. Julle het nou Louis nou, omdat ek hom die beste ken, op die spot gesit. Ek gaan julle nou nie elkeen met so op die spot sit nie, Dennis. So, die versoek is bloot. Stel julle belang, ja of nee, en as julle belang stel, kan ons vir Louis die kontakpersoon maak, en dan reël ons 'n naweek, ons moet dit net lank vooruit reël. Kom ons sê dis die laaste naweek in Februarie of die eerste naweek in Julie, dan sit ons almal op konversie om dit te kom doen vir 'n naweek, maar die kommitment moet daar wees. Dit moet so rondom 20 mense. Mans. 20 mans wees. So oom, as oom nou nog 2 mense bring, dan moet Maggie ook nog 2 of 3 bring. So Maar dit moet net mans wees. Vanaf die Dennis se mans. Ja. Dis dan jammer, ons vroue is dit Hulle gaan ook die mannen dis aankry. Hulle gaan. Want ek werk met mamas, Hulle gaan dit kry. donderdag, maandag, so ek sal dit baie graag wil. Hulle gaan. Daai Ek dink ook ons het gepraat daaroor. Ek is nou hebben ons gesê ons dalk probeer om die 2 naweke saam te loop. ja, dit sal. Dat dit nie normaal is soos ons gesê die mans eers en dan die vrouens. Maar ons gaan dit. Maar die vrouens wat kom, se mans moet hierdie punt is. Ja. En ag, ek kan net baie hartseer storie vertel. Ons het gemeenskaplike vriende en Renette en die vrou gesels redelik baie en dan hoor sy nou maar net goed wat nie lekker is nie en ek koop vir die vriend koop ek die boek Liefde en Respek. En die hartseer daarvan is wat Renette op my die dag sê, die man sê hy gaan dit lees en die vrou lees dit, maar die man sê hy gaan dit lees. Nou, Ekskuus, ons het al hoeveel keer die man genooi om na die dad's talk kom. Hy stel net wat hom. hy sê ja, En dan kom en dan die Vrydag in dop uit. Kort gebed. Dit is wat ek hy kort, maar ons bid nou al lank. Ons moet ernstiger Ja, wees. maar ek het 15 jaar van my vriend gebid en ek het vir die keer nie uitsoleer. Ja. Dis Dit nie bly van sy sy keuse. niemand. Vader se wil gewees het. sy fees. So, oom Gerard is oom in die tannie in. Ja, ek kan nie baie omroep as jy nou klomp. Ek is in. Solank lewe en gesond bly, is ek in. Want weet julle wat, sonship gaan uit en uit met die volgende generasie. Dit is waarmee ons besig is, die volgende generasie. En sonship gaan ook gepaard met wat se offers is jy bereid om te bring as 'n ouer persoon, bereid om jou tyd te bring, al daai dinge. So dit is 'n besluit wat mens goed moet oordink voor jy 'n mentor en waarby ek sal beslis Adam en Jan, in. wat sê julle? Kom ek sê ja, dit lyk ook van die lewe op die jaar. En dit is nie net interessant nie, dit is baie leersaam. En dis nie te werk in kort. Maar dis is gesien. Ek kan maar net sê dit het 'n wesenlike verandering in my lewe. Ja, ek wil nog amper gesê voorstel by wat jy vriend geleer. Ja, die voorbeeld is so goed. As iemand voorvat en ek praat luister dan, jy moet die voorstel van hierdie komitee van hierdie bijeenkomst gaan. Ja. Maar ek sê nie ja, beslis wat ek dink ek was net so vinnig. My ouma, dit het my ouma my vertel. Ek was 5 maande oud toe my pa oorlede. So ek ken nie my vader nie. Sure. Ek ken 'n klein bietjie van my oupa, maar ek het alles wat ek deur die Here se genade en die mense wat hy op so pad gestuur het, oor tyd heen, vriende, familie, hulle het so 'n bietjie by hulle bydra gelewer.
maar anders wat ik weer ook in de jullie met andere mensen keer zo aan respect en in een liefde dat je met de wereld zo wil ik aan ja. Goed, en die twee dames, Hulle manne kry. Voorstel. I believe this is an answer. It's God's answer to our prayers in Saturday. Ja. Yes. Amen. Jochie, die Louis praat altijd van die mannen van Sutherland, hoe moet hy deurkom, is het nou deurkom? Ja. Kyk into the Louis, hy was Louis se begeerte en ons bid, dis nie, as ons saamkom, dis nie 'n dag wat ons nie bid vir 'n verandering in Sutherland is. So vanoggend, nog wil ek sê, Ja, net middag. Ja, dankie Here. Thank you Lord for answering prayers. You are the God that you say you are. Jochie, wie versprei die boek? ons sal van daai boeke saambring, ek dink dit is R150 'n boek. Is it Ja. not En dan Engels. en dan is daar ook 'n handleiding wat of in Engels of in Afrikaans kan wees. Louis het vir ons gesê hoofsaaklik Afrikaans, maar dis of in Afrikaans of in Engels beskikbaar. Die liefde en respect sal ek ook graag opkoop. Ja. Ja, En- ek en kan mis- vir enige boek koop. As dit Nee, liefde en wat is respect. diere dan? As Wat? meer en meer liefde en respek. Oh, sorry, ik kon niet wat. Liefde en respect, ons kan dit self. Emerson Eggers. Maar ons kan dit vir hom stuur en En dan dit- Ja. 'n foto opneem met hom. Sal julle dan kan hulle vir my volg. Teken dan. Teken dan. Lewertyd geluk in Sutherland. Ja, Ja. gelukkig. Gooi hom in die ding. Hy lyk my het nou op die stoep gekyk toe. Dan sê Jan het Pietman, Jan het die storie van Hamlet vertel het van die seerling dame wat vir die ou op 'n tye hoe myself toe ry. Toe na groot gespaard laat sy het besluit 'n mens kan nie van seer af. Ik wil vanaf bij Jan aansluiten. Met Jan. Iemand zit er voor kinders gevraagd om Vadersdagkaartjes te maken. Ja. Dis 'n onderwyseres in Abbotsdale. Abbotsdale is 'n dorpie net so voor Mals. Die Vrydag voor Sondag se Vadersdag. En ek dink dit staan dit 1 of 2 is. Met ander woorde graad 3 of 4 om Vadersdag kaartjies te maak. En sy tel op, dis so ongemaklikheid in die klas. En sy dink, okay, miskien moet sy net vra hoeveel het papas bereiks. En sy vra vir 'n klas van 39, hoeveel van julle het papas bereiks? Wil jy raai hoeveel? Het 39. 5 uit 39 steek hand op en sê ons het papas bereiks. Hoe moet jy nou 'n Vadersdagkaartjie maak? As jy nie 'n papa het nie. Toe moet sy dit vinnig verander. Ek dink na wie wil jy sien as jou papa? So. Maar dis hoe groot die probleem is. Er is iemand wat hulle op dit gesê het en toe maak die seentjie 'n kaartjie. Hallo mami. Maar dis vir vader bedoel gewees maar. Hallo mami. Dis die mamma en papa. Ja. Ja, julle die arms. Dit het ook gesien dat kinders 'n pa teken maar ek teken nie arms aan of hande aan nie. So ek ervaar daar is 'n verkeer maar En die liefde. nie aanvaar. Marcus, ons kan afsluit. Ek afsluit. Asseblief. Louis, is dit reg? 100.